Vra tog vir die families om net na die tyd hulle bladsye te kom haal. Vir die Bybelstudie. Kom ons maak ons Bybels oop, 1 Timoteus 4. 1 Timoteus 4. In Timoteus 4, ons is besig om deur Timoteus te werk. Vanmôre gaan ons lees van vers 13 af. 1 Timoteus 4 vers 13. Ons buig ons hoofde saam voor ons lees. Ja Here, U weet dat ons nodig het dat U Gees vir ons die woord oopbreek. Here, ons kan die beste wysheid hê. Ons kan hoë kwalifikasies hê en grade. Maar Here, dit beteken niks as ons voor die woord kom staan nie. Daarom is so ongelooflik dat juis in die dwaasheid van prediking U besluit het om mense te red. Die gebed van ons harte is, Here, dat hierdie woord vir ons nou sal oopbreek, Heilige Gees ons harte ontvanklik sal maak, en dat ons uit die woord sal groei. Dankie dat ons vanmôre saam kan bid, vir Amanda, ons vra Here, dat U vir haar ook sal aanraak, en sal genees. Dieselfde bid ons vir Gert, o Here, dat U werklik vir haar in hierdie oomblik vir ons sal styf vashou, ook vir Karen wat daar by hom is. Dankie Here dat ons weet dat U in beheer is van elke dag van ons lewens en dat ons in U kan rus. Amen. 1 Timoteus 4, 1 Timoteus 4 van vers 13 af. Totdat ek kom, moet jy jou toelê op voorlesing, bemoediging en onderrig. Moet jy die genadegawe in jou verwaarloos wat deur profesie aan jou geskenk is, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Lê jou toe op hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vordering vir almal duidelik kan wees. Wees nauwlettend op jouself en die leer, volhard daarin, want sodoende sal jy jouself red en ook hulle wat na jou luister, net tot sover. Dit is my ongelooflik as ons sommer begin by die gedeelte is om te weet, waar trek ons op hierdie stadium in die geskiedenis? Nou, Paulus sê, as hy weer by hulle sal kom, as hy weer by hom sal kom, dan wil hy die volgende vir hom vertel. Daai weer by hom sal kom, is hy volgende vertrek na Efese toe. Ons weet in Handelinge 20, nadat hy die ouderlinge met hulle gesels het, sou hy vir hulle sê dat hy nooit weer hulle sal sien nie. En nou, in Handelinge 20 is al reeds ouderlinge. Op hierdie stadium moet Timoteus nog ouderlinge gaan aanstel. So dis baie vroeg in Paulus se bediening, vroeg in Timoteus se bediening, wat Paulus hierdie brief aan Timoteus skrywe. Hierdie brief moes al reeds in sirkulasie gewees het, en nou stem ek nie saam met baie van die sogenaamde geleerdes nie, maar tog is al baie wat saam met my stem, so dit laat my altyd wonderlik voel, en is gewoonlik die behoudenis. Hierdie brief was al voor 50. 50, begin 50, miskien voor 50, is hy alreeds gesirkuleer. En het die gemeente alreeds deel daarvan gehad. En nou skrywe Paulus vir hulle vir hom, en hy sê vir hom die volgende. Hy vertel vir hom wat die taak van 'n leraar is. En miskien sit jy vanmôre en sê, Johan, jy moes eintlik nie jouself uitgenooi het. Die taak van 'n leraar is jou werk. So jy moes vanmôre maar net jouself gebring het, jy alleen preek vir jouself, en dan gaan ons maar net huis toe. Ons hoef eers hier te wees nie. Die interessante is, dat dit wat die begeerte is van die ouderling, van die leraar, is dieselfde begeerte van elke gelowige. En daarom word jy onmiddellik ingetrek by hierdie gedeelte. Wat is die taak van 'n leraar? Wat maak 'n gemeente 'n wonderlike gemeente? Wat is dit wat jy aftiek as jy by 'n gemeente kom? Sê maar jy soek 'n gemeente, jy sê, wat moet ek aftiek as ek by 'n gemeente kom, dat ek weet is 'n goeie gemeente? Hulle moet 'n vol program hê. Hulle moet 'n liedere sing. As hulle dit 1 uur kan doen, 2 uur, wonderlik. Wat is dit wat
belangrik is. En nou gaan ek sê wat die Bybel sê wat belangrik is. Wat sê die Bybel is die belangrikste? En die eerste gedeelte wat hy sê is, lees die skrif. Lees die skrif. Die lesing van die skrif is nogal interessant. Dit vind plaas in sinagoges. Nou baie van julle wonder dalk, wanneer het sinagoges plaasgevind? Wanneer was die ontstaan van die sinagoges? Dit was nadat hulle teruggekeer het van Babylon af, kom die volk by mekaar en dan ontstaan daar 'n samelesing van die skrif en die sinagoges word gevorm. Kom ons gaan kyk na een van hierdie gedeeltes waar ons dit sien. In Nehemia 8. Nehemia kom terug. Hy kom help die volk. Kom ons luister wat sê hy daar. Nehemia 8. Nou sê jy sien, Nehemia lyk vir jou, Nehemia moet hier agter in die Bybel wees, is nie. Dis voor Psalms, Job, Ester en dan Nehemia 8. Nehemia 8, ek gaan vir julle lees van vers 1 af. Met die aanbreek van die 7de maand was die Israeliete al in hulle dorpe. Die hele volk het toe saam een man byeengekom op die plein voor die waterpoort. En Esra, die skrifgeleerde, gevra om die boekrol te bring met die wet van Moses wat die Here Israel beveel het. Esra, die priester, het toe op die eerste dag van die 7de maand die wet voorgehou aan die byeenkoms wat mans en vroue ingesluit het. Elkeen wat met begrip kon luister. Goed, so almal kom by mekaar en hulle kom luister en hy lees dit dan vir hulle voor. Hy het van dat die lig geword het, tot die middel van die dag toe, daar voor die plein by die waterpoort daaruit voortgelees vir die mans en vroue en die wat kon verstaan. So hy begin wanneer? As dit lig word, tot die middel van die dag. So hy was min of meer dieselfde as ou Paulus. Dis 'n lang storie. En baie keer wonder jy by jouself, hoekom was dit so baie keer so lank gewees? Dis omdat, as jy daaraan dink, hierdie mense se enigste skrif was nie in die tempel. Dis hulle skrif. As hulle wil weet wat die Torah sê, wat die gedeeltes van die profete sê, en wat die gedeeltes van die koning sê, wat moes hulle doen? Hulle moes die geskrifte uit die tempel uit gaan haal het, gebring het voor die volk en dan voor die volk gelees het. Dit was die enigste afskrif wat hulle gehad het. Later aan het die sinagoges so gewees dat hulle sekere afskrifte was in sinagoges gewees. Maar nie die hele Bybel. Daar was sekere gedeeltes van die geskrifte wat in die sinagoges gehou was en dan het hulle gekom en hulle dit gelees. So vind ons vir Jesus in die Nuwe Testament. In Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatsdag in die sinagoge en staan op om te lees. Okay, so dit was nie normaal gewees. Jy is iemand wat geleer het, jy het gekom by die sinagoge, jy sou dit oopgemaak het, die teks wat vir jou gebring is, sou jy oopgemaak het en hy lees vir hulle vanuit hierdie teks uit. Ons sien dieselfde in Handelinge 15 vers 21, van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. So dit was die normale praktyk. Normale praktyk, Sabbatsdag by mekaar gekom en hulle moes lees. Dan, wat ons later net na dit plaasvind, net na hierdie tydperk van die Sabbat, as hulle nou die Sondae beginne by mekaar kom, dan hoor ons die Sondae word daar ook bygevoeg, enige briewe wat van Paulus of ander apostel kom, is dan ook gelees. En is interessant genoeg, daardie gedeeltes is ook skrif genoem. Petrus byvoorbeeld sal skrywe dat Paulus se werke, baie van Paulus se werke is moeilik om verstaan en daarom is daar die wat dit totaal verdraai, net soos die res van die skrifte. So Petrus beklemtoon dit ook, Paulus se werke is werklik waar skrif. Kolossense 4 vers 16. En wanneer hierdie brief, Paulus skrywe, hy sê, nou wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. Briewe is versprei, briewe was deel van die skrif, en briewe is dan ook gelees op hierdie dag. Kan jy verstaan? As ons vir mekaar sê, wat is Timoteus se grootste opdrag?
Wat is een van hierdie opdragte? Is lees die skrif. As mense by mekaar kom in die erediens, wat moet hulle hoor? Die skrif. Hulle moet nie Johan Lou hoor nie. Hulle moet die skrif hoor. Die skrif moet deur hulle ore tyd. Soos wat 'n simbaal gaan om te sê, hier is die woord wat verkondig word. Die woord moet gehoor word. En daarom, deur die geskiedenis, het mense die woord van God, as hulle by mekaar gekom het, het hulle dit gelees. Nou, moet jy altyd onthou, dit was baie duur gewees om die Bybel te lees. As jy dink byvoorbeeld aan een van die kodekse wat ons het, een van die geskrifte wat vandag in die Vatikaan is, die Vaticanus, dis die teks se naam, die Vaticanus, die Codex Vaticanus. Nou as ons vandag moes gedink het, en wat was die prys gewees van so 'n teks om te skrywe? Die teks van daai tekste om te skrywe, as ons vat die velle, wat ook gebruik is in hierdie tekste om te geskryf te word, moes dit vandag min of meer 360 skaap sou een teks laat skryf het. As jy een teks wou gehad het, een Bybel sou gehad het, soos wat hulle in daai tyd gehad het, sou jy 360 skapies moes ruil, sodat jy net een teks kon produseer. Kan jy dink die hoeveelheid skrif wat dan moet ingaan om dit te geskryf het? So om 'n teks te hê was vir elke persoon ongelooflik. Dit was iets wat bewaar was. Dit was kosbaar geweest. En dan met die drukkuns. In 1253 begin die drukkuns. En wat gebeur? Mense begin om dele van die Bybel in hulle eie taal te hê. En nou begin hulle om hierdie tekste by hulle huis, kan hulle dit begin bestudeer, maar hulle het net gedeeltes gehad. En vandag sit ons in ons eie taal en ons sit met die hele Bybel en daarom kan ons vandag deur die week besig wees met die lees van die woord. Die lees van die woord. En dit moet mense opgewonde maak om te besef, ek het die Bybel in my hand. Hoeveel kos die Bybel vir jou vandag? R70, R80? Dis 'n bargain. Mense het sou gedink het, "Joe, dis wonderlik. Gee vir my 3." So die eerste opdrag wat Timoteus kry is, lees die Bybel. Die taak van die predikant is om die Bybel te lees. Die taak van die gelowige is om die Bybel te lees. En as ek dit 1 keer herhaal het, sal ek dit 2 keer herhaal, sal ek dit nog 100 keer herhaal. Mense, hou op om Bybelstudie te hou, saam met enigiets anderste, saam met 'n boekie, asseblief tog. Dagstukkies is uit soos koekies in die weeshuis. Daar bestaan nie so iets nie. Jy lees die Bybel. Jy lees dit ook nie saam met jou vrou en dis jou Bybelstudie nie. Jou vrou hou haar Bybelstudie en jy hou jou Bybelstudie. Waarom? Want die God wat ons aanbid is 'n persoonlike God. En dan kan julle met mekaar na die tyd kom en julle kan met mekaar deurgesels die woord. Maar jou prioriteit is lees die Bybel. Die tweede komponent wat belangrik is vir Timoteus is behalwe die lees is vermaning. Nou vermaning is een van daai dinge wat ons almal van hou in die kerk. Die mal hoor as die dominee vermaan. Eintlik wil jy maar net hê hy moet lees en ophou. Want hier in jou gedagtes kan jy min of meer bietjie wegkom nog met wat jy dink. Maar die Bybel sê nee, jy moet asseblief aanhou met vermaning. Jy lees, vermaan. Luister na Jesegiel 33 vers 8. As ek aan die goddelose sê, o goddeloses, God in die woord. Hy sê as ek met die goddelose praat en ek sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Dis een ding wat vir elke predikant, vir elke lidmaat, elke dag in sy ore moet suis om te sê, as ek niemand nie waarsku nie, gaan daai persoon se lewe van my geëis word. Daarom hou aan met vermaning. Vermaning is een van die komponente wat ek die skrif vat. En nou wat doen ek? Ek vat daai skrif en nou begin ek vermaan daarmee. Ek maak dit prakties in hulle lewens. Ek sê, hoe lyk dit in jou eie lewe? En so is elke lidmaat deel van hierdie proses van hoor die woord van die Here op Sondag en uit te gaan en hierdie woord ook vir ander te gaan vertel. Jou taak is nie as jy klaar die boodskap gehoor het, dan gaan jy huis toe en jy sê, "Oh, dis 'n goeie boodskap. Hoop vir volgende week weer een goed." Hierdie teks is om te sê, ek het dit nou gehoor, nou moet ek dit gaan oorvertel.
Hy gaan verder, hy sê lering. Dis lering. 'n ouderling moet kan leer. Hy moet aanhou leer ook vanuit die Bybel uit. Hy moet vir mense die teks vat en sê, kan jy verstaan wat by die Jordaan gebeur het? Hou jy nog Jordaan? Die kinderpreek. Kan jy verstaan wat met die Jordaan gebeur? Verstaan jy hoekom daar 12 klippe in die rivier was? Verstaan jy hoekom die 12 klippe in die buitekant was? So jy vat persone na die teks toe en sê, kom ek vertel vir jou, want die diepte van die teks is ongelooflik, is onuitputbaar. Jy gaan nooit tot die einde van die teks kom. As die Here my spaar tot 90, gaan ek nog steeds dieselfde gedeelte spreek in die Bybel. Glo jy dit? Want ek het nog baie om te sê. En die ongelooflike is, hoe meer jy groei in die Here, hoe meer het jy om oor die teks te sê. Hoe meer jy groei in jou geestelike lewe, hoe meer het jy om oor die teks te kan sê, hoe meer gaan jy buitekant toe, en hoe meer kan jy leer daarin. Paulus sê vir Timoteus die volgende, luister hierna, hy sê in 1 Timoteus 5 vers 17, hy praat oor die ouderlinge, die hele groep, en hy sê vir hulle, laat die ouderling wat goed regeer, dubbel eerwaardig geag word, vir al die wat arbei in woord en leer. Die grootste eer vir die predikant, vir die een wat vir die Here lewe is, wat? Dat hy vir mense leer wat in die evangelie van Jesus Christus staan. Dis jou grootste eer. Onthou jy wat gebeur met die ouderlinge? Met die apostels. Apostels en Handelinge. Toe daar 'n probleem kom met die weduwees wat se versorging kom. En toe kom hulle na die apostels sê, hoor hierso, die weduwees van die Grieksprekendes word oor die hoof gesien. Asseblief doen iets omtrent. En die apostels kom by mekaar en hulle kies toe 7 diakens om na die weduwees om te sien, want die apostels sê, hoe kan ons die lering, die taak van die Here op ons lê? Ons kan dit nie nalat deur die tafels te bedien nie. Ons taak is die lering. Daar is niks groter as die lering nie. En enige predikant wat nie besig is met die lering nie, is nie besig met sy werk nie. Dis sy werk. Lering te gee. Dit is my so mooi, 2 Timoteus 3 vers 16, staan ook in die buitekant, op die bord daar buite. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing en geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Weet jy, dat elke ding rondom jou geestelike lewe, elke vraag oor jou geestelike lewe, oor hoe maak ek kinders groot, oor hoe werk ek in die huwelik, wat gebeur met my kinders, wat gebeur met ouer persoon, wat gebeur, en ek wil geestelike ondersoek hê en ek wil verstaan, waar is die antwoord van alles van dit? In die Bybel. En as jy dit nie in die Bybel kry nie, dan verstaan jy iets verkeerd. Maar elke vraag word beantwoord vanuit die skrif uit. En daarom is die taak van die predikant soos van die lidmaat is, as mense vrae daar buite het, waarna toe vat julle vir die antwoord van hulle geestelike lewens? Na die teks. Na die teks. Jy vat hulle na die woord van God toe en sê, hier is die antwoord. En dis ons probleem, ons op baie keer wil ons antwoorde gee vir mense, wat die sielkundige sal gee, wat die slimme sal gee. Die Here sê, my woord is die antwoord. Gee hulle my woord. En daarom die kind van die Here is altyd besig met die woord van die Here, en hy dra dit oor aan ander en sê, dis wat die Bybel sê, en omdat God dit sê, is dit waar, deur die geskiedenis. Timoteus se taak was groot. En ons kom agter in Timoteus, in 2 Timoteus, kom ons agter dat ou Timoteus ook op stadiums baie hartseer was. Een van die dinge wat jy Paulus se lewe baie keer sien is, Paulus raak hartseer. Paulus raak met tye, dink jy by jouself, hoekom wil hulle nie luister nie? So dis iets wat deur iemand gaan wat verander ook leer, is hierdie ding van, dis 'n groot taak wat op hulle gelê word. Kom ons kyk gou na hierdie gedeelte vandag, 2 Timoteus 1, waar Paulus skrywe vir Timoteus en hom bemoedig. En die interessante is, hy sê presies dieselfde wat hy in hierdie gedeelte ook vir Timoteus sê. 2 Timoteus. Ons kyk gou na hierdie gedeelte, 2 Timoteus 1.
Tweede Timoteus 1 vers 3. Hy sê ek is dankbaar teenoor God, wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink, as ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. En dan sê hy vir my, ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Louise en jou moeder Eunice, wat ek ook oortuig is, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe wat God in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So hy lê weer klem op hierdie dinge wat hy in hierdie hoofstuk ook sê. Ou Timoteus, is jy wat hy hartseer is? En iemand wat al met ander mense gewerk het, ook in jou familie, wat ongered is, en jy jou aan vir hulle bid, hoe baie keer in jou lewe is daar tye wat jy hartseer is? Voel of jy moedeloos raak. En dis in elkeen, dis ook in die bediening so. Maar dis by elkeen van ons so om terug te gaan en te sê, op die ou ende besef ons, dis God wat die werk deur ons doen, en ons moet aanhou. Nou sê hy vir Timoteus, onthou 'n paar dinge in jou lewe. Wat is die dinge wat jy moet onthou? Jy moet onthou, jy is die hande opgelê. Nou wat het dit beteken? Elke persoon deur die geskiedenis, as hy vir 'n taak bestem is, om leiding te kom gee in God se werk, is die hande op hom gelê. Ons vind dit ook al reeds in Numeri 27. Toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Josua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees, en lê hom die hande op. En stel hom voor die priester Eleazar en voor die hele vergadering en gee hom opdrag voor hulle oë. So Moses lê sy hande op. Josua, wat beteken dit? Josua, jy het die opdrag van die Here, soos ek die opdrag gee het, ek sit dit op jou hande, gaan voort met die taak wat die Here vir jou gegee het. Ons sien dit dan in die Nuwe Testament. Handelinge 6 vers 5. En die woord het byval gevind by die menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Prokorus en Nikanor en Timon en Parmenas en Nikolaas, 'n Jode genoot uit Antiochië, wat hulle voor die apostels gestel het en hulle gebid en hulle die hande opgelê het. So dit vind plaas. Dan oral waar ons kom, dit sien ons wat plaasvind. Die hande word op hierdie manne gelê en dan word gesê, hoor hierso, julle gaan uit. Julle gaan uit met hierdie taak. Die taak was op ons gelê, die taak word op julle gelê, die taak kom van die Here af. Gaan en verkondig die evangelie. Daar was deur die geskiedenis nog nooit 'n ontbreking van dit. Toe ek aangestel is as predikant, was dit dieselfde gewees. Is man het na my toe gekom, hande opgelê het en gesê, gaan uit met die evangelie. Dit gaan aan. En daai taak is van die begin af gelê op mense en gesê, hoorie, gaan uit. En nou die ongelooflik is, elkeen van ons ontvang dieselfde taak. Daar word elke dag aan die einde van 'n diens word die seun van die Here uitgespreek en gesê, nou gaan julle uit. Die taak om dit aan die wêreld te gaan vertel. Die taak wat God vir hom gegee het. En dis belangrik, Timoteus, hierdie taak wat jy het God vir jou gegee. 2 Timoteus 1 vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande, dat jy dit moet aanwakker in jou lewe. Hierdie taak is vir jou gegee, jy die gawe ontvang, jy moet aangaan met hierdie gawe. En nou kry ons 2 keer ook weer gawes wat genoem word. Baie van ons ken die gawes in 1 Korintiërs 12, maar 1 Korintiërs 12 se gawes, as jy na die gawes gaan kyk in 1 Korintiërs 12, is tussen daai gawes in vermeng, is deel van die gawes van die apostels. Ok, so as Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 12, en sê hy, hier is die dinge wat 'n apostel kenmerk, wonderwerke, tekens en kragtige dade. Nou gaan jy in 1 Korintiërs 12 en wat vind jy daar? Tussen die gewone gawes. Wonders, kragte, tekens, al hierdie goed wat plaasvind. So die apostels
se gawes was tussenin gewees. Nou as ons later aankom, in 'n ander van die gedeeltes, byvoorbeeld as Paulus Romeine skrywe, dan noem hy nie dit weer nie. As Petrus oor die gawes skryf, dan praat hy van baie van hierdie nie weer nie. Maar die een van die gawes wat belangrik is die gawe van gee en die gawe van verkondig. Dit vind ons in hierdie gedeeltes. Romeine 12 vers 6, 1 Petrus 4 vers 10 tot 11, gaan oor, hier is die gawes wat die Here vir julle gee. Julle moet die woord verkondig en julle moet gee. En baie van dit wat die Here vir ons gee, hy gee sekere mense, hy gee hulle die gawe, dat hulle kan gee, en nog meer kan gee van hulle self, 'n bepaalde bediening, waar hulle mense moet besoek, kan hulle dit doen, en daar's ander mense wat in die lering moet wees. Dis die twee gawes, en die twee koppe van gawes wat die Here vir sy kerk gee. Timoteus, ek wil hê, hierdie gawe wat jy ontvang het jy van die Here afgekry. Nou ons weet wat gebeur in die Nuwe Testament as Jesus praat oor iemand, 3 mense wat talente ontvang het. En die talente het nie te maak met die geld wat hulle ontvang of die besigheid wat hulle moet doen nie. Die talente het te maak met die evangelie wat hulle moet verkondig. En daar's 3 van hulle. Wat doen die eerste een? Hy verdubbel. Die tweede een, hy verdubbel. Wat doen die derde een? Hy sê hierdie meeste van my is moeilik. En hy gaan begrawe dit. En dan kom die meeste terug en sê, wat het jy gedoen met my geld? Wat gebeur met hierdie ene wat ontvang het en dit gaan begrawe het? Wat gebeur met hom? Wat is die uiteinde van sy lewe? Hy kners van pyn op sy tande. God het gesê, die opdrag wat ek vir jou gee, moet jy gaan uitvoer. Wees vlytig hierin, Timoteus, vlytig. Jy moet ywer hê. Het jy ywer vir dit? Die woord van die Here moet aanhou verkondig word. Een van my wat ek kan dit nie verstaan nie. Ek het al baie keer in my lewe en ek het dit gehoor, gelukkig hoor ek dit nie meer nie. Dat mense op 'n stadium vir jou sê, ek hoor jy is op vakansie, so ek kan nie seker nie met jou nou oor die Bybel praat. Nee, is jy mal? Is jy mal? Dis my lewe. Dis my lewe. Die Bybel is dit waaroor ons ywerig moet wees. Hoe kan jy sê, maar ek op vakansie, ek praat nie oor die Here nie. Nooit! Dis die taak van 'n gelowige. Hou aan, tydig en ontydig. Ek hou van Psalm 1. Psalm 1 vers 2 sê, maar wat vreugde vind, dis 'n kind van die Here. Dis die persoon wat leiding gee. Dis dwarsdeur tot elke lidmaat. Wat is hulle? Wat is die kenmerk vir hulle? Maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. Jy sê dit, jy praat daaroor, mymerend, jy praat daaroor elke dag van jou lewe. Hoekom? Jy vind jou vreugde daarin. Wie was die eienskap van iets wat jy vreugde in vind? Is jy wil die hele tyd daaroor praat. Niemand hoef vir jou te kom vertel. En dis baie dele van ons lewens so. Baie dele. As jy opgewonde is oor iets, moet niemand na jou toe kom en sê, hoorie, ek hoor jy is bietjie opgewonde, wil jy nie vir ons deel nie. Jy wil daaroor praat. Jy wil daaroor praat. Dis wat die psalmdigter sê. Ons is hierdie getuies. Ons hou aan met die woord. Timoteus, met alle ywer. Hou aan met alle ywer. Dan sê hy vir Timoteus, daar's verder. Timoteus, daar moet groei in jou lewe wees. Moet nooit in jou lewe stagneer nie, Timoteus. Moet nooit ophou leer nie. Geen leraar, geen persoon wat in die kerk sit, moet ophou leer nie. Jy moet nooit stagneer in jou lewe nie. Ek wil vir jou vertel, met al die Bybels tot ons beskikking vandag, is daar niemand wat die Bybel so sleg ken soos vandag nie. Miskien in die middeleeue. Jy kan gerus met mense rondom jou praat, jou buurman, jou buurvrou, mense by die skool, waar ook al jy is, begin met hulle oor die woord te praat. En jy sal agterkom, hulle het nie 'n idee wat in die Bybel staan nie. En dis hoekom valse lering so ongelooflik groei. Hoekom? Mense ken nie hulle Bybel nie. Hulle het nie 'n idee op dit wat hy jou hier voor sê die waarheid is of nie. Want hulle is nie besig met hulle eie stilte tyd nie.
Timoteus, moenie ophou leer nie. Hou aan met leer. 'n Goeie leraar, hou aan met leer. Daar's nie tussenin nie. Dis of voluit of niks. As jy by jouself dink, as miskien so 'n tussenin roete, dan net jy onmiddellik dink aan Openbaring 3. Laodicea. Was julle maar warm? Was julle maar koud? Dit beteken nie die Here sê jy moet maar koud wees nie. Dit beteken koue water het betekenis. So jy besig om te praat as jy oor die koue water praat oor die wat hel toe gaan nie. En die warm water die gelowiges. Nee, warm water wat in die dorp inkom, kan jy lekker in bad. Heerlik. Koue water kan jy drink. Die water in Laodicea het van ver af gekom warm. As dit in die dorp gekom het, was dit lauw. Jy kan niks aan met nie. As jy water gedrink het, sleg. As jy gebad het, koud. Dat was so in between. Die Here sê, jy maak my naar. Jy maak my naar. Jy laat my opgooi, is die Griekse woord daar. En dis die probleem. Dis die probleem wat baie wat in die kerk sit. Hulle is nie warm nie, en hulle is ook nie koud nie. Dit beteken koue betekenis, dat hulle vir die Here betekenis het, dat hulle vir die Here betekenis, hulle het niks vir die Here nie. Geen verandering in hulle lewens nie. Timoteus, jy kan nie so wees nie. Jy moet iemand wees wat aan die brand is vir die Here. Romeine 12 vers 8. Of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid, ywer aan die dag lê. Een van die tye wanneer daai woord vir ywer gebruik word, is wanneer Jesus kom na die tempel toe. En wat vind hy in die tempel? Hulle is besig om te koop en verkoop. Wat se teksgedeelte word aangehaal vir Jesus as hy die sweep vleg en ingaan en onder hulle ingaan en die tafels omgooi en hulle uitjaag met 'n sweep. Wat se teksvers word vir hom gebruik? Die psalmdigter wat sê, "U ywer vir die huis verteer my." Die kind van die Here, die ywer vir God se woord moet hom verteer. Dit moet hom stukkend sny. Dit moet iemand wees wat so vasgevang is in die woord van die Here, dat hy daarmee besig is dag en nag. Hy oordink dit, hy praat daaroor. Die grootste seer vir 'n kind van die Here is om te hoor dat iemand daar buitekant, wat homself 'n kind van die Here noem, die woord van God afbreek of afskiet. Groei jy in jou kennis van die skrif? Groei jy in jou kennis van die skrif? Jy wat hier voor my sit, groei jy in jou kennis van die skrif? Ek vra nie of jy gearriveer het nie. Ek vra of jy besig is om te verander van plek waar jy was 'n jaar terug en daar's 'n groei in jou lewe. As daar nie 'n groei is in jou lewe nie, is daar 'n probleem. 1 Petrus 2 vers 2. Wat sê hy hierso? En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies. Na wat? Na melk. So na die woord. Het jy al gesien 'n babatjie wat verlang na, hy wil nie melk hê nie. Sy maagie wil melk, hy sê hy moeg vir melk. Dis melk in die oggend, melk in die aand, ek kan dit nie meer staan, ek vat die melk weg. Het jy al so 'n babatjie gesien in jou lewe? Nooit nie. Wat sê die babatjie? En die melk is hardloop so af. Hy kan nie genoeg kry nie. Kinders van die Here, jy kan nie genoeg kry nie. Daar's mense wat in die kerk sit en dan sê hulle, "Wat 'n bietjie besig om oor die tyd te gaan hoor." Nee, die kind van die Here sê, "Ek hoop hy hou nog 'n uur aan." Hierdie is amazing. Dis die woord van die Here. Dit is besig om ons te voed en ons smag daarna. Elke keer as jy nou 'n babatjie sien en jy sien hom, as jy dis ek. Dis ek. As ek in die oggend opstaan, dan sê ek nie vir myself, moet ek nou weer stil raak nie. Ek sê, ek kan nie anders nie. Ek het melk nodig.
hierdie opdrag aan Timoteus is, Timoteus, jy moet groei. Timoteus het 'n opdrag in die leer vir hierdie mense. Jy moet die skrif lees, jy moet hulle vermaan, jy moet leer, maar jy moet iemand wees wat besig is met die woord van die Here, daagliks in jou lewe. Timoteus, jy moet groei. Timoteus, daar moet groei in jou lewe wees. Timoteus, jy moet kennis van die skrif hê. Jy moet groei in die kennis van die skrif. Wie is my ongelooflik in my lewe? Elke jaar leer ek enorm meer van die Bybel. Nie bietjie nie, enorm meer van die Bybel. Dis 'n uitdaging in my lewe om te weet, Here, hierdie jaar gaan ek nog meer leer. Ek kan nie wag dat ek 90 is nie. Ja, dan staan. En ek gaan vir julle sê, ek weet nog steeds te min. Kan jy dit glo? 90 jaar oud, nadat ek alles gaan leer vir nog 40 jaar, gaan ek hier instap en ek gaan sê, ek wens ek het nog tyd gehad. Maar nou, is dit naby dat ek alles gaan weet. Ek hoop het gebeur vroeër nou ook. Ek hoop jy wag tot 90 nie, ek kan nie wag vir die dag wanneer Jesus Christus vir my kom haal nie. Dit gaan amazing wees. Ewig by hom. Timoteus, jy het 'n taak, en dan, hierdie taak wat in jou lewe is, hoekom is daai taak daar? Sodat jy jouself en ander kan red. Nou as jy Timoteus al deurgelees het, dan weet jy, ons het al baie daaroor gepraat. Wat beteken red? Okay, so red het baie betekenisse, maar red het hier te maak met, hoor hierso, die volhou, die aanhou, wat plaasvind in jou lewe. Ons weet net een kan red. Wie is dit? Christus. God kan alleenlik red. Maar as 'n taak vir elkeen van ons om so te stry in ons lewens, dat ander mense ons kan dophou, kyk na ons lewens, kyk na ons groei, en saam met ons kan groei. Dis die taak. Die taak is dat mense saam met jou kan groei. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dis een van die teksverse wat so anders is as baie van ons. Ons wil hê dat mense vir ons moet raak sien, en dat hulle ons moet verheerlik. Die Bybel sê dat hulle julle so sal raak sien, dat julle lig so sal skyn, dat julle julle Vader in die hemel sal verheerlik. Dis die taak. Die taak is dat julle so sal lewe, dat mense vir God sal verheerlik. Ons het 'n ongelooflike taak, en elkeen van julle het ons gehoor in Jesegiel 33, het 'n ongelooflike taak. Ek het ook 'n ongelooflike taak, in die sin dat die Here vir my verantwoordelikheid gaan eis van elkeen van julle. Daarom is dit nodig vir julle om ook vir my te bid. Hebreërs 13 vers 17 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie al sigtende nie, want dit is nie vir julle nigtig nie. Hulle gaan eendag vir julle rekenskap gee. Jakobus sê dieselfde, hy gaan rekenskap. Moenie almal leraars wees nie, want hulle gaan erger geoordeel word. Daar gaan 'n rekenskap gevra word. En daarom, kinders van die Here, hou aan om vir die Here te lewe. Timoteus, hou aan om vir die Here te lewe. Jou getuienis is belangrik. Hoekom? Die Bybel sê vir ons in Matteus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dis nie 'n begin, dis nie 'n goeie begin. Sê, oei Johan, ek het op 'n dag my lewe vir die Here gegee. Baie jare terug het hulle gesê, jy het jou hartjie vir die Here gegee. Maar jy sê, ek het my lewe vir die Here gegee. Wat het jou lewe vir die Here? 39 jaar terug my lewe vir die Here. Okay, dan wat het nou gebeur tot dusver? Nee, ek gaan nog steeds kerk. Maar groei jy in die woord van die Here? Ja, ek lees my Bybel so nou. Maar vertel jy mense oor die Here? Ja, ek sê vir hulle by die braai, die Here is hier. En ek het my hart vir die Here 20 jaar terug is. Is dit iemand wat gered is? Nee, dit is nie. Glad nie. Dis nie waarvan die Bybel praat nie. Die Bybel sê Jesus, hy sê, neem jou kruis op en volg my. Waarheen volg jy hom? Na jou dood. Want dis waarvoor jy kruis dra. Die kruis dra beteken ek sterwe in myself. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Lewe dit. Lewe dit. Jy moet tot die einde toe volhard.
Filippense 2 vers 12 en 13. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Klink dit soos die normale lidmaat van die kerk van Weskus gemeente. Werk jou heil uit met vrees en bewing. As jy besig om elke dag in vrees en bewing voor die Here te leef en te sê, Here, ek het U nodig. Leef in vrees en bewing voor U. Dan sê hy vers 13 van Filippense 2, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Wie gee jou die begeerte om vir hom te lewe? God. Wie gee vir jou die welbehae, dat jy dit kan doen? Om te werk. Wie gee dit vir jou? Ook die Here. So as jy nie 'n begeerte het nie en jy werk nie vir die Here nie, wat is die eienskap van jou? Jy is verlore. 1 Korintiërs 9 vers 27, vir 'n paar teksverse en dan sluit ek af. 1 Korintiërs 9 vers 27. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Daar's nie 'n kans ek wil verwerplik wees nie, dat ek vir ander gepreek het, maar self dit nie geleef het. Timoteus, Paulus skryf vir Timoteus hier aan sy einde van sy lewe, en dan gee hy getuienis oor sy pad wat hy saam met die Here gestap het. 2 Timoteus is aan die einde van Paulus se lewe. Hy's op baie naby aan sy teregstelling. Dan skryf hy vir Timoteus en hy sê die volgende, 2 Timoteus 4 vers 6. Want ek word al reeds as 'n dankoffer uitgegiet, en die tyd van my heelgaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof volhou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Nie net 'n goeie begin nie, maar 'n goeie einde. Een van die tragiese verhale in die Bybel, en daar's 'n paar van dit, is 'n man met die naam van Josia. As 'n jong seun word hy groot gemaak van kleintyd af in die priester se huis. Sy ouma wil hom doodmaak. Maar Jegonja, die priester, beskerm hom tot die dag wanneer hulle besluit hy's oud genoeg. En nou maak hulle hom die koning. Josia begin met sy koningskap, vuur en vlam. En ek wil jy moet saam met my gaan kyk en dan aan die einde van hom. 2 Kronieke 24. Nuutste vertaling sê, jy sien sy naam is Jehoas. Jehoas was 7 jaar oud gewees, toe hy nou koning geraak het. Dan lees ons die ongelooflike wat plaasvind in sy lewe. Hy wil die tempel is ontheilig, hy's kwaad daarvoor, hy wil die tempel herstel, hy wil hê hulle moet kom, in die tempel kom en alles weer nuut maak. Vers 12, van 2 Kronieke 24, die koning en Jojada het dit gegee aan hulle wat die dienswerk in die huis van die Here moes uitvoer. Hulle het vir hulle klipkappers en skrynwerkers gehuur om die huis van die Here op te knap, ook bewerkers van yster en brons om die huis van die Here te herstel. En dan word alles herstel. Jojada is opgewonde, die priester, Jehoas, fantasties, alles wat die Here gedoen het. En dan sterwe die priester. Priester sterwe op 'n baie hoë ouderdom. Sterwe hy. En dan word Jehoas agtergelaat alleen. Die volgende priester, Jehoas se seun, Jehojada se seun, Sagaria, is nou die priester. En nou kom hierdie man, en hy begin om saam met die volk te besluit, hy gaan nou begin om weer afgode te aanbid. Hy gaan weer begin afgode aanbid, want
Hy wil dit doen en hy wil lewe soos wat hy wil lewe. En dan van die volgende plaas, vers 17. Vers 17. Na die dood van Jojada het die leiers van Juda gekom en diep voor die koning neergebuig. Toe het hy die koning na hulle geluister. Hulle die huis van die Here, die God van hulle voorvaders, verlaat en die Aseras en die afgodsbeelde gedien. Toe het 'n oordeel uit die toring Juda en Jerusalem getref oor hierdie skuldlas van hulle. Die Here het die profete onder hulle ingestuur om hulle na hom te laat terugkeer. Die profete het hulle tereggewys, maar hulle het nie geluister nie. Die gees van God het toe vir Sagaria, die seun van die priester Jojada. Nou wie is Jojada? Was die ou wat gedoen het? Hom groot gemaak. Hom het hom groot gemaak. Hy het groot geword voor hom. Hierdie priester se seun kom nou na hom toe. Die gees van God het toe Sagaria, seun van priester Jojada, besit geneem. Hy het hoor as die volk kan staan en vir hulle gesê, so sê God, waarom omtree julle die gebooie van die Here? Julle sal nie voorspoedig wees nie, omdat julle die Here verlaat het hy julle verlaat. Hulle het egter 'n komplot teen Sagaria gesmee en hom op bevel van die koning met klippe doodgegooi in die voorhoof van die huis van die Here. Wat het gebeur? Dis wat Timoteus voor gewaarsku word. Timoteus, hou aan met die woord van die Here. Moenie laat mense te verlore gaan nie. Want as mense wat goed begin, maar verlore sal gaan. Jy kan nie glo die toestand van 'n mens nie. Na hoeveel jare stap hy en hy bou die tempel, hy doen al hierdie dinge. Maar op die einde van sy lewe, waar was sy hart gewees? Nooit by God nie. Daar was 'n man wat uitgegaan het om te saai. En die eerste deel van sy saad het geval op die pad. En die voëls van die hemel het gekom en het opgepik. Die saaier het uitgegaan en het gesaai en 'n deel daarvan het geval op die rotsbank. En dit het vinnig opgekom. Maar dit was net vir 'n tyd, want daar was nie wortel in hom gewees. Daar was koring wat gesaai is en die onkruid het saam met dit omgekom. Toe die onkruid dit begin verdruk, het dit tot niet gegaan. En daar was saad wat geval het in die goeie grond. En dit het gegroei. En een van die eienskappe van die saad wat goeie saad is, het vrug gedra. Dit het vrug gedra. 30, 60, 100-voudig. My vraag is nie vanmôre het jy goed begin. My vraag is jy besig om elke dag jou kruis op te neem, want dis 'n daaglikse besluit wat jy neem en jy sê ek neem my kruis op vanmôre en ek stap saam met Jesus Christus. Smag soos pasgebore babas na die lewende melk. So smag ons na die woord van die Here. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n fees om rondom die woord te kan stil raak. En Here, ons kan dink deur die geskiedenis van manne en vroue wat die woord nie gehad het, nie sekere deeltjies gehad het, Sondag by mekaar moes kom om die res te kon hoor. Ons dink aan die reformatie, waar mense by mekaar gekom het, waar predikante geoefen het om te preek en met die woord besig te wees, en dat mense vir die hele dag net daar kom sit het, sodat hulle kan sê, ons het net die woord gehoor vandag. Here, is dit nie skandelik oor die tyd van hier ons spandeer met die woord nie. Al hierdie dinge gaan verby. Al hierdie dinge is nietig. Maar die wat hulle hoop vestig op U, kry nuwe krag. Hulle kry vlerke soos 'n arend. U goedheid, U guns,
sal ons volg al die dae van ons lewens. En ons sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En ja, Here, ons is nou die huis waarin U kom woning maak het. En hierdie huis sal net 'n verskywing ondergaan wanneer ons volkome eendag saam met U sal wees vir ewig en altyd. Here Jesus, ons sien uit na U koms. Amen.